Ek sit vandag hier by Shakespeare se Globe Theater in Londen. 'n Plek van stories, woorde, drama, liefde, verraad, trane en lag reeds vanaf die 1600s. 'n Opvoerteater herinner ons dat woorde nie net op papier bly nie. Woorde kry stem, woorde kry liggaam, woorde word gehoor, gesien en beleef. En juist daarom is hierdie plek nogal besonders vir ons oordeenking vandag. Johannes begin sy evangelie met die grootste woord van alle woorde. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan Johannes 1 vers 14 kom die wonder, die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien. God het nie net 'n boodskap uit die hemel gestuur nie, hy het homself gegee. In Christus Jesus het die woord vlees geword. God se liefde het hande gekry wat siekes aanraak. God se genade het voete gekry wat na verlorenes stap. God se waarheid het 'n stem gekry wat kom sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. 'n Teater soos die Globe Theater is daar natuurlik altyd die gevaar om toneelspel te kry, om 'n rol te speel, 'n masker op te sit, applous te soek. En kom ons wees eerlik, ons doen dit ook in die lewe. Ons probeer sterk lyk wanneer ons broos is. Ons probeer reg lyk wanneer ons de mekaar is. Ons probeer geloof wys wanneer ons eintlik moeg en onseker is. Maar Jesus kom nie om ons toneel beter te maak nie. Hy kom om aan ons die waarheid te bring. Hy kom nie net as 'n idee oor God nie, hy kom as God by ons. Eugene Peterson het gesê, stories is the verbal acts of hospitality. Woorde wat gasvryheid skep, wat mense binne nooi. En die evangelie is presies dit. God se woord nooi ons in genade, in waarheid, in vergifnis, in 'n nuwe lewe. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 dat gelowiges soos 'n brief van Christus is. Nie met ink geskryf nie, maar deur die gees van die lewende God. Dalk is dit vandag die vraag aan jou en my. Watter storie lees mense in my lewe? Sien hulle net my rol, my masker, my prestasie, of sien hulle iets van Christus se genade? Mag die woord wat mens geword het, vandag weer kleur gee aan jou woorde, jou keuses en jou storie. Here Jesus, lewende woord van God, kom woon diep in ons lewe. Maak ons eg, nederig en vol genade, sodat ander iets van u storie kan lees, sodat ander iets van u liefde kan sien, en sodat ander iets van u versoening kan ervaar. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, en dit is my wens dat jy hierdie storie, hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, met elkeen sal deel, wat in jou lewensteater in rond beweeg. Tot volgende keer. Totsiens.